Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. Ek gaan 'n bietjie vandag meer internasionaal gaan, want internasionale gebeure veral daar in Oekraïne en in terme van Europa, veral dan nou teenoor Rusland in Oekraïne en wat daar rondom aan die gang is en waarheen dit ontwikkel. Ek gaan met 'n volgende video sal ek meer tyd spandeer, want dit sal te veel tyd neem as ek die Midde-Ooste en dit wat nou die afgelope week in terme van Iran, China en Rusland afgespeel het teenoor dan nou die gevoel van die Weste daaroor, sal ek in 'n addisionele video maak, want daar's groot dinge wat ek verwag en sou daardie verwagting en alles dui daarop, sou daardie verwagting dan nou bevredig word, ongelukkig, maar dit is maar hoe dit is, dan gaan dit verrykende gevolge hê vir 'n reeds brose Suid-Afrika, as ek so kan sê. Ek wil miskien maar net vinnig noem, ek kan net byvoeg, miskien 4 gebeure in hierdie week, wat net weer, sit dit by verlede week se video, sit dit by die dringende waarskuwing, en dit is byvoorbeeld in die Business Tech, is daar opskrif wat gelei het, South Africa heading for disaster. So sit dit nou by verlede week se video. En dan is was daar gewees by die Daily Investor, was daar 'n opskrif wat gesê het, South Africa infrastructure on the verge of collapse. Nou moet jy weet, as ons infrastruktuur in duie stort, wat se gevolge dit sal hê. Jy kan vir jouself hierdie somme maak, jy kan dit in die kommentare bespreek met mekaar, en ook jy gevoel deel. Dan sien ons ook dat een of ander premier het gesê, ek kan nie op sy naam so vinnig kom nie, maar hy het gesê dat Orania is gebou op grond wat sonder vergoeding onteien is. Dis 'n premier se uitlating. En dan natuurlik Fikile Mbalula, wat die sekretaris-generaal van die ANC is, wat sê dat die DA wil terugneig na apartheidsregering toe. So, baie gevaarlike retoriek bly. Ek noem maar net 4 gebeure in die afgelope 5-6 dae van dat u my vorige video oor dit gesien het. So, en dan wil ek net vinnig weer noem, en kykers en luisteraars, vir die wat al my video's volg, daar sal baie keer herhaling wees, en dit kan tot vervelends toe wees, maar kom ons wees geduldig, want daar is volksgenote wat ook nou tot ontnugtering kom, wat nou begin waarneem wat besig is om te gebeur. Ek glo die Gees plaas dit in hulle harte, dat daar is nou rede vir kommer, en dat daar daarmee saam rede is vir voorbereiding, gereed maak. En dan wil ek ook noem, kykers en luisteraars, baie mense vra vir my dat ek moet vra dat die mense subscribe en like, hou van, nou ja, ek sê dit maar in Engels, want dit is maar wat op die skerms verskyn, subscribe, like, vir die eenvoudige rede, dat hierdie boodskap soveel as mense bereik, want onthou, u miskien weet nou, u begin nou onderrig raak, en begin hierdie dinge verstaan en begryp, maar dink aan die pa, ma, kinders, wat dalk dit nog nie raak geloop het nie, en ja, deur te subscribe en te like, in aanhalingstekens, kan ons dalk net nog een lewe, nog 'n lewe of lewens red, en sal dit nie wonderlik wees nie. So ja, en dan wil ek ook net noem, ek het dit in die vorige video's, maar nie my vorige een van verlede week nie, dat die mense sluit aan, raak betrokke in jou provinsie. 'n noodplan is net so goed as wat die eenersdenkendes wat groepeer het, hulle gewig by mekaar gooi, mekaar help, mekaar ondersteun, die noodplan uitbou. Noodplan is daar, hy's daar, hy ontwikkel steeds, hy het ontwikkel oor 25 jaar, met al sy fases, en al sy departemente, en al sy leierskap, of koördineerders wil ek dit amper noem. Leiers sal vorentoe, sal die Vader besluit wie leiers is. So vir nou is ons knegte van die Allerhoogste teen die hele wêreld vry. En ek wil dit net weer noem, want ek het gesien, verlede week was daar weer iemand wat gesê het, hy kan finansiëel dit nie bekostig nie. As jy nie die 100, ek dink is R105, as jy dit nie kan bekostig nie, ek het in die vorige video's gesê, praat met Cindy, skakel haar, sê vir haar, ek kan dit nie finansiëel bekostig nie, en die Vader het nog altyd vir ons voorsien om hierdie stryd te voer, maar as jy dit nie kan bekostig nie, dit gaan nie oor finansies nie, dan maak jy oproep, doen die bietjie moeite, en dan kan jy lid raak
sonder om dan nou 'n bydrae te lewer. Maar goed, kom ons gaan internasionaal. Ons het nou gesien die paar uitlatings van hierdie week in opskrifte wat ek gou met u gedeel het. En dan gaan ons, as ons nou na wêreldgebeure begin kyk, want ons moet onthou, hierdie ontwikkelende derde wêreldoorlog, want hy het klaar begin, maar hy gaan 'n tyd lank, gaan hy so, noem dit maar onder die dekmantel. En daar's baie kenners wat dit al gesê het, wat dit ook so sien, is dat hy, en as ek sê ook so sien, dan wil ek amper sê, hulle sien dit ook, soos wat Oom Siener se visioen dit gesien het. Oom Siener het gesê, wanneer ons die derde wêreldoorlog sien, met ander woorde, wanneer jy hom sien, dis nou wanneer die opskrifte in die koerante sê, Third World War has started. En wanneer ons dit sien, dan is hy reeds ver gevorder, het Oom Siener gesê. Nou ja, soos ek in die verlede, die van die wat my video's al gekyk het, ek gaan nie dit alles herhaal nie, maar is duidelik, Emmanuel Todd, een van die mees intellektueles in Frankryk, sien dit so, Douglas MacGregor, Scott Ritter, Richard Black, dis almal gewese voormalige senators van Amerika, van hulle adviseurs van die Pentagon, Douglas MacGregor, Scott Ritter, wapeninspekteur van die FSA, 'n baie senior persoon, baie kennis, baie algemene kennis, en 'n goeie aanvoeling. En dan is daar nog vele ander, Larry Wilkerson, Larry Johnson, so ja, ek kan so aanhou noem, wat by geleentheid al gesê het, ons is reeds in die derde wêreldoorlog, maar ja, ons sien hom nog net nie. Ons het nou in Frankryk gesien, waar Emmanuel Macron op TV met die Franse gepraat het, en vir hulle gesê het, dat hulle moet vir hulle self gereed en reg maak, want die wêreld is nou in 'n onsekere en 'n onstabiele tyd. Nou ja, dis die president van Frankryk wat met sy mense praat, né? So, en dan verder, by geleentheid het Putin ook in die afgelope week gesê, dat die Franse moet uit Afrika uit. Nou, jy moet onthou, Frankryk is deel van die westerse magte, deel van die, as jy nou na die Bybel toe gaan, Gog en Magog, Gog teen Israel, is nie die staat Israel nie, dis die weste. U sal dit nog sien, wanneer hierdie groot oorlog uitbreek, by name die derde wêreldoorlog, dan sal u sien, dat Israel die staat is, bloot 'n proximag, bloot 'n vernoot, of 'n bondgenoot van die weste, maar dit gaan oor die hele weste, teenoor die oosterse magte, as ek dit dan so kan noem. So wanneer Putin sê, Frankryk kom uit, Franse kom uit Afrika uit, dan beteken dit indirek weste kom uit. Wat maar net baie mooi weer aansluit by my vorige video's, dat die weste gaan ons gebruik, of proxymagte. Ons probeer, wie ook al daarvoor sal val, maar proxymagte gebruik. Soos die geval in Oekraïne, soos die geval in Israel. Is niks anders as 'n proxymag nie, wat hulle bewapen as 'n proxymag. Ons sien dat hulle dit nou erken. Ons het nou gesien dat sekretaris-generaal van die FSA, Marco Rubio, erken het dat Oekraïne is 'n proxymag vir die Amerikaners. In die begin, 'n jaar gelede, toe iemand durf sê, dis 'n proxymag, is 'n proxygeveg, is hulle gestenig daaroor. Nou sê Marco Rubio dit. So, kykers en luisteraars, so sal hierdie dinge al hoe verder eskaleer. En moet ons onthou, as Putin vir die Franse sê, kom uit Afrika uit, dan beteken dit eintlik, weste kom uit Afrika uit, wat net mooi aansit by die vorige video's waar ek vir u gesê het, hier gaan 'n proxygeveg in Suid-Afrika kom, en hier gaan 'n ewige geveg. En hierdie proxygeveg wat deur die massas gedryf sal word, as 'n proxymag, en dan natuurlik die burgerregte organisasies wat nou in die Pentagon was, in Amerika was, is daardie proxymag besig, en heel waarskynlik die DA, en Verenigde Koninkryk gaan nog 'n groot hand hierin hê, om dan hulle proxymagte hier aan te wend, hulle te bewapen, en dit gaan net op moord en doodslag, van die ergste graad, gaan dit op afkom, en op uitloop. En dan, dit is wat Frankryk aan Duitsland, sien ons Rheinmetall, dit is die groot wapenvervaardigingsmaatskappy, wat nou sy oog op Volkswagen fabrieke het, aanlegte, om dit om te sit in wapenproduksie. So dis geweldig, jy moet onthou, dis presies wat met die Tweede Wêreldoorlog gebeur het. Toe speelgoedfabrieke, het wapenfabrieke. Ek het dit in 'n video gesê, seker so jaar gelede, jaar en 'n half, ons sal sien op 'n stadium, sal sulke fabrieke begin aangewend word, om wapenproduksie verder te eskaleer. En ons sien nou, Rheinmetall het nou gaan kyk, en gesê, daai aanleg van Volkswagen,
Volkswagen wat voertuie vervaardig, is geskik vir militêre ammunisie en wat daarmee saamgaan, produksie. Dit is wat Duitsland aanbetref. Engeland weet ons, Engeland wil troepe stuur Oekraïne toe. Ons weet dat verder het hulle 'n opskrif wat sê British Defence Giants ready for war footing. So Britse militêre vervaardigingsmaatskappye is gereed om 'n oorlog te voorsien. Dit is die retoriek van die afgelope week, kykers en luisteraars. Dan sien ons Estonia, daar aangrensend tot Rusland, daar naby Kaliningrad, het Estonia gesê hulle gaan artillerie projektiele verhoog en vervaardig en stuur vir Oekraïne nou. Ons het gesien, ook gaan hulle opleiding doen, het hulle gesê. Ons het ook gesien dat Latvië het ook gesê artillerie, ammunisie sal hulle, en dan ook gaan hulle saamwerk met die koördinering van magte. Sien u hoe hierdie hele ding ontwikkel? IJsland gaan opleiding doen vir Oekraïne. Finland gaan ook artillerie, ammunisie vervaardig en ook opleiding gee. Swede gaan lugverdediging voorsien vir Oekraïne. Noorwe het 7.8 miljard euro nou gegee vir Oekraïne om aangewend te word om hulle vloot, hulle lugverdedigingsstelsel en ook opleiding vir Oekraïne te doen. En dan kykers en luisteraars, dan sal ek met 'n volgende video oor die FSA. Waarom die FSA is besig om hom nou te verskoon uit hierdie Oekraïne oorlog uit, want hy gaan meer konsentreer op die Midde-Ooste en Israel en rondom Israel. Maar dit sal ek in 'n volgende video met u deel. Maar dis net om vinnig vir u te sê, in die begin van hierdie video vanoggend, was net weer die weekse uitlatings deur senior leierskap, die sekretaris-generaal van die ANC, premiere, en dan natuurlik Business Tech en Daily Investor, wat dan ook hierdie opskrifte van Suid-Afrika is besig om af te mik op 'n ramp, South Africa heading for disaster, en dan natuurlik Daily Investor wat gesê het, Suid-Afrika se infrastruktuur is op die randjie van 'n ineenstorting. En dan gaan ek vir as ons nou kom by Israel en Iran en China en Rusland met my volgende video, dan kan u so lank weer gaan kyk na brandstof gaan skaars raak. Ek het 'n video gemaak oor brandstof gaan skaars raak. Gaan kyk gerus weer daai video. Dit sou goed wees as jy hom kyk met die kyk van my volgende video dan nou meer oor die Midde-Ooste, FSA, Israel en dan Iran met sy bondgenote in Rusland en China. Maar goed, sterkte en seën vir u. Sluit aan. Druk die like knoppie. Subscribe vir net een rede, en dit is om volksgenote wat nog nie ingelig is nie, wat nog nie hierdie oor hulle pad gekom het, om voor te berei, gereed te maak, deel te raak van 'n groot organisasie soos Suidlanders, wat ingerig is, oor jare ingerig, opleiding gedoen het, oefeninge, eintlik meer oefeninge, ek hou nie van die woord opleiding, het klink te militêr, oefeninge gedoen het, in 15, 16 departemente, ontvangs, logistiek, kommunikasie, ons kommunikasiepersoneel, hou hierdie naweek, soos wat ek hier met u praat, is hulle besig met 'n nasionale oefening in terme van 'n beraad, 'n werkswinkel, 'n dinkskram, om net verder, en as ek vir u kan deel, en dit is nou meer, ek gaan dit nou nie oor die lug doen nie, maar die ontwikkeling ook dan in ons kommunikasiedepartement, wat nou weer addisionele koms, meganismes en programme en so meer gebruik, is ek opgewonde om dit te sê, en ja, hulle is hierdie naweek besig, so Nico, dankie vir jou en jou manne, en vir almal wat gekom het en ver gery het van oor die hele land, na ons HK gebied of area toe, en ja, sterkte vir julle, mag die Vader julle ook lei in julle werk hierdie naweek, en dan die res van Suidlanders, met aktiwiteite hierdie naweek, en orals oor die land. Sterkte en seën, tot 'n volgende keer praat ons. Totsiens.